van my kant af. Ek het 'n klein bietjie sag nog. Dit is lekker is heerlik om by mekaar te kom en ons gaan weer aan in ons studie van Markus wat ons in Desember laas mee besig was. So julle kan oopmaak by Markus hoofstuk 14. Markus hoofstuk 14 vanaf vers 12. Nou ek vra as 'n inleiding, wat dink julle is die grootste verandering wat nog ooit gebeur het in geskiedenis? Wat is die grootste verandering wat nog gebeur het in geskiedenis? Want in Suid-Afrika was die 1995 verkiesing was baie groot geweest in die verandering van regering. In Europa is daar iets soos die Franse revolusie wat massief was. In Amerika is seker een van die grootste veranderinge die Amerikaanse revolusionêre oorlog wat hulle gehad het wat gelei het tot die onafhanklikheid van Amerika in 1776. As ons langer terugdink, kan ons dink aan die dag wat Rome geval het en die Romeinse ryk tot 'n einde gekom het in 776 na Christus. Sommer jammer, 476 na Christus. En dit was 'n massiewe verandering ook. Nou ons klomp sulke groot veranderinge wat al gebeur het in die geskiedenis, maar niks van hierdie kom naby aan die verandering wat ons vandag na gaan kyk in die teks wat ons vandag sien nie. En hierdie massiewe verandering gebeur in 'n bokkamer waar dan net 12 mense betrokke is, teenwoordig is. En die verandering is die oorgang van die ou verbond na die nuwe verbond. Jesus verander die Pasga na dit wat ons in Afrikaans noem die nagmaal, partykeer in Engels the Lord's Supper of communion. En sodoende stel hy die nuwe verbond in. Die nuwe verbond word ingestel en die ou verbond volgens Hebreërs 8 vers 13 verouder en gaan dus dan verby. En hierdie is groot, want hierdie is hoekom ons nie meer hoef tempel toe te gaan en ons offers te gaan bring by die tempel nie. Dit is hoekom ons nie meer nodig het om die Moseswet in sy geheel te hou nie. Dit het God ingestel het deur Moses en daai verbond is ons nie meer onder nie. Dit is ook hoekom ons nie soos Jode hoef te leef om God se kinders te kan wees nie. Ons kan binne in ons eie kulture kan ons Christene wees. Ons opskrif vir vandag is die laaste Paasmaal en die finale Paaslam. So die laaste Paasmaal en die finale Paaslam. So kom ons lees Markus 14 vanaf vers 12 tot 26. So op die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, sê sy disippels vir hom: "Waar wil u hê moet ons gaan klaarmaak dat u die Pasga kan eet?" En as jy nie lees, ek lees nou uit die 53, maar ons skriflesing gewoonlik is uit die 2020 uit. Vers 13. En hy stuur 2 van sy disippels en sê vir hulle: "Gaan na die stad toe en 'n man wat 'n kruik water dra sal julle tegemoet kom, volg hom. En waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê: die meester laat weet, waar is die kamer waar waar ek met my disippels die Pasga kan eet. En hy sal vir julle 'n groot bovertrek wys, in gereedheid gebring, daar moet julle vir ons klaarmaak." En sy disippels het gegaan en in die stad gekom en het gevind soos hy vir hulle gesê het en hulle die Pasga toeberei of voorberei reggemaak. Vers 17. En toe dit aand geword het, kom hy met die 12 en terwyl hy aan tafel was en eet, sê Jesus: "Voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet." Toe het hulle begin om bedroef te word en een vir een aan hom gesê: "Is dit miskien ek?" En 'n ander een: "Is dit miskien ek?" En hy antwoord en sê vir hulle: "Dit is een van die 12 wat saam met my sy hand in die skottel steek. Die seun van die mens gaan wel heen soos daarvan hom geskrywe is, maar weer daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie." En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê: "Neem, eet, dit is my liggaam." Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en hulle het almal daaruit gedrink en hy sê vir hulle: "Dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word. Voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit weer van die vrug van die wynstok drink totdat daardie dag wanneer ek dit nuut sal drink in die koninkryk van God."
En toe hulle die lofgesang gesing het hulle uitgegaan na die Olyfberg. So ons gaan in die eerste gedeelte vers 12 tot 16 sien die laaste Paasmaal voorberei. Maar voor ons dit kan doen, is daar eers 'n tegniese vraag wat hier gehanteer moet word. En ek vra jou om saam met my te bly, okay? Ons gaan 'n paar tegniese goeders wat ons moet hanteer hierso. Die vraag kom op daar in vers 12. Kyk na vers 12. Dit sê en op die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het. Daai stuk veroorsaak 'n probleem as jy Johannes ken, die evangelie van Johannes. As jy onthou wat Johannes gesê het in Johannes 19 vers 14. En dit was die voorbereiding vir die Pasga omtrent die 6de uur. Hierdie word gesê reg voor Christus gekruisig gaan word. En toe sê hy Pilatus vir die Jode, kyk daar is julle koning. So hierdie veroorsaak vir ons 'n probleem hierso. Dit lyk asof hy daar nie lekker pas nie. En sit dan nog by Johannes 19 vers 31 sê dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. So dit lyk volgens Johannes of Jesus sterf op die dag van die voorbereiding vir die Pasga. So Jesus sterf op die tyd wat die paaslammetjies basies dan geslag gaan word en voorberei geword vir die Pasga om geëet te word. Maar Markus en Matteus en Lukas sê almal dat Jesus het die Pasga die vorige aand geëet. So hoe werk dit? Hoe werk dit? Hoe eet Jesus die paaslam die vorige aand en dan sterf hy op die tyd wat die paaslammers geslag word en voorberei word vir die Paasmaal? Hoe kan dit wees? Hoe moet ons hierdie verstaan? Nou daar's 'n paar oplossings wat hiervoor gegee word. Van die oplossings fokus op kalenders. Daar word voorgestel dat die Jode in Judea 'n ander kalender gebruik het as die Jode in Galilea, die meer heidense Jode en die meer Jode. Een kalender werk rondom die maan en die ander kalender werk rondom die son. Maar hierdie veroorsaak weer ander probleme. Jy eindig op dat Jesus baie keer met jy sê het op die Dinsdag aand dan die Pasga geëet. Die grootste tekortkoming van hierdie voorstel is dat daar min en daar's baie swak bewyse dat die Jode van daai tyd twee verskillende kalenders gebruik het. Daar's twee geloofwaardige oplossings, twee wat ek dink albei kan werk, albei aanvaarbaar is. Die eerste een sê dat, en dit is een wat ek altyd bygehou het, wat ek altyd geglo het in die verlede. Hierdie oplossing sê die Jode het dae verskillend bereken. So die Jode rondom Judea en die Sadduseërs, die meer Jode, hulle dae gesien van sononder tot sononder. Dit is wanneer as die son gesak het, dan begin jou nuwe dag. Dis wanneer hulle dag so gesien het. En maar die Jode van die noorde, vanuit meer die heiden areas, het 'n dag gesien van son op, soos wat ons met meer sien. Gewoonlik as ons die son opkom, dan dink ons, is 'n nuwe dag. Okay, Jode het oor die algemeen gedink, nee, as die son sak, dan begin die nuwe dag. So dalk sou twee verskillende sienings hier gewees oor wanneer begin 'n dag. Dis sou die Jode in Judea, hulle sou gesê het dat die dag begin daai aand wanneer die son gesak het en ons het dit die volgende middag voor die son weer sak moet ons die Paasmaal eet. So ons eet dit in ons omstandighede hierso in Markus eet ons dit dan op die Vrydag, laatmiddag. En die Jode van die ander areas van Galilea af sou gesê nee, hulle dag het al begin die donderdagoggend en het gegaan tot die Vrydagoggend, so hulle het om die donderdag aand geëet. So dit is een van die oplossings. En dis sou daai oplossing sou sê maar Johannes en die ander evangelies weerspreek nie mekaar nie, want Jesus hulle sou op 'n ander tyd geëet het as die Jode daar in Judea, in Jerusalem. Een probleem met hierdie teorie is dat jy moes jou paaslam vat na die tempel toe om geslag te word deur die leiers daar, die priesters en die leviete, hulle was betrokke. En sou hulle wat gesê het nee, dit moet die Vrydagmiddag gebeur, sou hulle jou laat toegelaat het om met die donderdag te slag? Moontlik nie. So party kommentaare sê nee, hulle sou nie dit toegelaat het nie. Ander sê weer nee, dit is juis prakties 'n maklike oplossing geweest, want jy het letterlik honderde duisende mense wat kom en duisende lammetjies wat moet geslag word binne 'n 2 uur tydperk. So dit maak logies amper sin, dit is vir hulle 'n lekker oplossing te sê, hier's ander Jode wat dink donderdag is oukei. So
Ons laat hulle toe om dan te slag en ons sal ons in 'n slag die Vrydag. Op 'n ander tyd. En dit het dus toegelaat geword dat hierdie duisende en duisende lammetjies geslag word dan op 2 verskillende dae. En so kon Jesus dan die Pasga eet en sterf op die tyd wat die lammetjies geslag word ook. Die wat hierdie interpretasie neem sê ook dat Jesus dan jy sterf op die kruis rondom die tyd wanneer baie van die Jode daar in Jerusalem die lammer slag. Okay, en dan is daar dus 'n baie duideliker koneksie tussen Christus wat sterf as die paaslam en hierdie lammetjies wat dan geslag word op daai selfde tyd. Die probleem met hierdie voorstel is dat daar is nie bewyse dat dit so gewerk het nie. Daar is hier en daar bewyse dat mense soms tye en dae verskillend bereken het, okay? Maar daar's nie sterk bewyse daarvoor nie. En verder sover ek weet is daar geen bewyse dat daar gebruik was om 2 verskillende dae die paaslamme te slag nie. Dit was wel my siening gewees in die verlede. So ek dink hier is 'n geloofwaardige verduideliking, maar ek dink nie dit is die beste verduideliking nie. En nog iets wat ek het teen hierdie verduideliking is dat jy moet buitekant die Bybel gaan om dit te kan maak werk, om te kan verduidelik. Maar dit is altyd die beste as ons binne in die skrif kan bly en nie die skrif self gebruik om iets te verduidelik. So die vraag is dit moontlik om net na die teks te kyk en te kan bewys Johannes en die ander evangelies weerspreek nie mekaar nie? En ek dink die antwoord is ja. So kom ons begin en ons kyk na die laaste probleemteks in Johannes 19 vers 31. Sê dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was. Want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Nou ons lees daai woorde die voorbereiding was en ons dink outomaties in ons kop voorbereiding vir die Paasete. Dis ons dit lees. Okay? Die Paasmaal moet voorberei word. Maar daai woord voorbereiding, behalwe vir hierdie tekste in Johannes waar jy die vraag oor is, behalwe vir daai tekste op elke ander plek praat dit altyd van die voorbereiding vir die Sabbat, nie die voorbereiding vir die Paasmaal nie. Dis hoe daai woord gebruik word. Daar's 'n ander woord wanneer Jesus sê gaan berei dit voor, gaan toeberei vir ons die Pas, is 'n ander woord. Dis dieselfde woord as hierdie woord hier nie. Die woord word so gebruik, voorbereiding vir die Sabbat in elkeen van die ander evangelies ook. En ook in buitebybelse geskrifte. So buitekant hierdie paar vraagteken tekste, is daar geen ander plek waar dit gekonnekteer word aan die voorbereiding vir die Paasete, die voorbereiding van die Paaslammetjies nie. En Markus 15 vers 42 maak hierdie baie duidelik. Hy sê en toe dit aangeword het omdat dit die voorbereiding was, dit is die voor Sabbat. So die voorbereiding vir die Sabbat. Onthou hulle moes allerlei dinge kon hulle nie doen op die Sabbat nie, die Jode. En so hulle moes die dag voor die tyd moes hulle voorberei vir die Sabbat. Hulle moes kos maak, hulle moes goeders wat hulle ver wou skuif, moes hulle vervoer het, al die dinge moes hulle doen voor hulle Sabbat. So Johannes 19 vers 31 ook as ons teruggaan na hom toe, sê dit daarso dat daardie Sabbat was groot. Dit was 'n groot, 'n unieke Sabbat gewees. Hoekom was dit 'n belangrike unieke Sabbat? Kyk, want die dag na die Paaslam geëet was, die dag na die Pasga, was die eerste dag van die fees van die ongesuurde brode gewees. Levitikus 23 vers 5 maak dit duidelik dat die Pasga moes geëet word op die 14de van Nisan, dis hulle eerste maand gewees. En dan die volgende dag was daai eerste dag van die fees van ongesuurde brode. En kyk jy na tussen in Levitikus 23 vers 5 tot 7. So in die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand is die Pasga van die Here. En op die 15de dag van die maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here. So Paasmaal, Pasga en dan 7 dae ongesuurde brode fees tydperk. En hulle is half aan mekaar vas. 7 dae lank moet jy ongesuurde brode eet. Op die eerste dag van daai fees moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. So die eerste dag van die fees van die gesuurde brode is 'n Sabbat. Right? Wat gebeur het in die jaar wat Jesus gesterf het, is daai Sabbat van die fees van die ongesuurde brode het geval op 'n Sabbat, 'n Saterdag. So nou is dit 'n dubbele Sabbat. Dit is hoekom dit 'n groot Sabbat was. En dis wat hier gebeur het. So daai spesifieke Sabbat was 'n belangrike Sabbat en dis het hulle ekstra voorbereiding gehad wat hulle moes doen. Hulle moes alles vir die fees ook nog reg kry, right? Voor die tyd.
baie voorbereiding gehad. En dit is die punt. So hierdie sê nie dat sommige Jode nou besig was om die Paaslammetjie voor te berei, daar in Johannes 19 nie. Dit is besig om te sê, hulle is besig om voor te berei vir die Sabbat. Okay, hulle sal al reeds die vorige aand die Paaslam moes geëet het op die 14de Nisan, soos wat dit sê in die wet. Dis het Jesus op die Vrydag gesterf, en ons moenie dink dat daar nog Jode was wat teen daai tyd nog die Paasmaal geëet het nie. Okay, nou kan ons kyk na 'n volgende moeilike teks ook in Johannes 19 vers 14. Sê en dit was die voorbereiding vir die Pasga. Hey, nee, maar daar sê dit nou, dis die voorbereiding vir die Pasga, so dit moet die voorbereiding wees daai Vrydag vir die eet van die Paasmaal. Okay? En dan sterf Jesus dan die tyd wat die Paaslammetjies geslag word. Okay, dit so dit lyk asof Johannes sê dat die dag vir die voorbereiding vir die Paasmaal, maar die fout wat ons maak is ons konnekteer daai woord Pasga direk aan die Paasmaal en sê dit kan net na dit toe verwys. Maar omdat hierdie twee feeste so saam gebeur het, 14de en dan 15de 7 dae lank, het hulle baie keer die woord Pasga gebruik vir alles, die geheel daarvan. Kyk in Lukas 22 vers 1. Sê in die fees van die ongesuurde brode wat Pasga genoem word. Nee, wag 'n bietjie, ek dog die Pasga is net die 14de. Nee, daai woord word gebruik baie keer vir die hele pakket, almal 8 dae van hierdie twee feeste. En dis oomblik hoe Johannes dit gebruik het. So en tog word daai woord Pasga word die meerderheid van die tyd verwys na die maaltyd of die dag van die maaltyd, okay? So die konteks moet jy al besluit, maar omdat hy die woord voorbereiding gebruik wat nooit gebruik word enige plek behalwe as dit hier sou wees, vir voorbereiding vir die Paasmaal nie, moet dit beteken voorbereiding vir die Pasga, die groter geheel. Okay, en eintlik juist dan voorbereiding vir die Sabbatdag van daai fees van die ongesuurde brode. So die punt is, Johannes en die ander evangelies stem ooreen. Jesus het, soos al die ander Jode, op die donderdag aand, die 14de Nisan daai jaar, die Pasga geëet, Paasmaal geëet, en die volgende dag, die dag wat die voorbereiding was vir die fees van die ongesuurde brode, en vir daai Sabbat, het hy gesterf. So dis die tegniese gedeelte gehanteer. Nou kan ons weer terugkom en kyk na ons teks. Okay, so in vers 12 tot 16 sien ons die laaste Paasmaal voorberei. So as jy ernstig van die bus afgeval het, kyk kom nou weer terug. Ja, dit is nou weer hier fokus. Okay, Markus 14 vers 12. Sê en op die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pas geslag het, sê sy disippels vir hom: "Waar wil u hê moet ons gaan klaarmaak dat u die Pasga eet?" Kyk, so die dag van die Pasga, die 14de Nisan het nou aangebreek, die lam moet nou geslag word. Jesus sê die wet gehou en dis vra sy disippels vir hom: "Waar gaan ons dit eet? Wat's die plan, Jesus?" En daai woord Pasga wat so oorgebring was in die ou vertaling, is letterlik net die Griekse spelling van die woord Pasga, net met 'n CH as jy dit weer sou spel in ons tipe van letters. En dit is weer bloot net 'n Griekse oorbring van 'n Hebreëse woord. Okay? Pesah, selfde tipe woord. Die werkwoord van hierdie woord beteken om iets te laat oorslaan of iets te laat verbygaan, to pass over. Ek hou van die Engels pass over, kommunikeer die prentjie beter. En ons ken hierdie Exodus 12, nê? Word hierdie slag van die Paaslam word ingestel toe God hulle gered het uit Egipte uit. Exodus 12 vers 3 tot 14. So hy spreek tot die hele vergadering van Israel en sê op die 10de van hierdie maand moet julle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir huisgesin. So elke huisgesin moet hulle perfekte lammetjie gaan kry wat geen gebrek het nie, dan hou hulle hom 4 dae lank, moet hulle hom oppas. Kyk binne in hulle huisgesin. En nou word hy soos 'n troeteldier. En vers 5, julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie van die skape of van die bokke, kan julle dit neem en julle moet in bewaring hou tot die 14de dag van die maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. So nou moet jy gaan en jy gaan slag daai lammetjie wat jy nou begin met bevriend word dit mee, moet jy nou gaan slag. En hulle moet dit van die bloed neem en dit stryk aan die deurposte en aan die bodrempel aan die huis waarin hulle dit eet.
en met die vleis in dieselfde nag eet oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet. So ons weet hulle vat die bloed en hulle smeer dit dan in die deurposte. En wat was die doel daarvan? Wel, verder in vers 13 of vers 11 verduidelik dit. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete, so julle moet reg wees want God gaan julle nou laat uit Egipte land uitgaan die volgende oggend vroeg met julle vlug. En skoene aan julle voete en julle staf in julle hande, baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga, 'n Passover, 'n verbygaan, okay? Van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as diere. En ek sal strafgerig oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle, daar is net die werkwoordvorm van die woord Pasga. Okay, sal ek vir julle verbygaan, ek sal julle Passover. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees nie, wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. En dis hierdie wat sy disippels van hom vra, waar gaan ons hierdie fees nou hou? Waar gaan ons hierdie doen? So hulle het al klaar 'n lammetjie gehad, ter hele tyd besig om saam met hulle te vat. En nou is die vraag, wanneer gaan ons hom nou gaan slag? Dus kyk weer na Markus 14 vers 13. En Jesus antwoord, hy stuur 2 van sy disippels. Hy stuur volgens Lukas vir Petrus en Johannes. En hy stuur 2 van hulle, want volgens die Joodse wet en tradisie mag 2 manne teenwoordig wees wanneer die paaslam geslag word in die tempel. Geen vrouens mag teenwoordig wees nie, niemand anders nie. 2 manne maksimum. Dit is bloot 'n praktiese reëling gewees dat daar nie te veel mense is nie, want daar's soveel honderde duisende mense en soveel gesinne wat se paaslammetjie geslag moet word. So hy stuur 2 van die disippels en sê vir hulle, gaan na die stad toe en 'n man wat 'n kruik water dra sal julle tegemoet kom, volg hom. En waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, die meester laat weet, waar is die kamer waar ek met my disippels die Pasga kan eet? Vers 15. En julle sal 'n groot boefretrek wys, of hy sal vir julle 'n groot boefretrek wys, in gereedheid gebring, daar moet julle vir ons klaarmaak. Nou hierdie is vreemd. Hoekom stuur Jesus hulle net reguit na die huis toe nie? Daar's die huis, ek weet baie is, daai ene, gaan soontoe. Hoekom hierdie ompad na hierdie man toe gaan en hom op 'n spesifieke manier gaan kry? Wel, eerstens moet jy besef dat 'n man wat 'n kruik dra is ongewoond. Hy sou uitgestaan het, jy sou hom kon herken het, want mans het nie die waterkruike gedra nie, vrouens het dit gedoen. As 'n man wat 'n kruik dra staan uit, jy sal hom kan identifiseer. So Jesus het 'n spesifieke identifikasiemerk opgestel van hierdie ou. Dit lyk asof Jesus hierdie spesifieke ontmoeting gereël het. En dit sê 'n man wat 'n waterkruik dra sal julle tegemoet kom. Hy is nie net randomly daar en randomly met julle om vra nie. Nee, hy is op die uitkyk vir julle. Julle weet nie wie hy is nie, maar hy weet wie julle is. En julle kan hom identifiseer deur te weet dis 'n man wat 'n kruik dra. Maar hoekom doen Jesus dit so? Hoekom stel hy hierdie spesifiek so op? Moontlik, ons kan nie seker wees nie, maar moontlik sodat Judas nie weet waar die Pasga gaan gebeur nie. Ek onthou julle reg voor hierdie in Markus, net vers 10 en vers 11 sien ons Judas gaan na die owerpriesters toe en hy gaan kry geld by hulle om Jesus te gaan verraai en dan sê dit daar in vers 11 en hy het na 'n goeie geleentheid gesoek om hom vir Jesus oor te lewer. So en wat dis die een van die beste geleenthede is wanneer almal in hulle huise is. Ek onthou jy hulle wil nie gehad het waar die skare is moet hy gevang word nie, maar almal in hulle huise is besig om die Pasga te eet. Dis die beste tyd om vir Jesus te kan wegvat. So hierdie word heelmoontlik opgestel sodat Jesus kan verseker hy eet hierdie Paasmaal en hy stel die nagmaal in. Hierdie kan nie in die wiele gery word nie. Hierdie moet gebeur. En dis heelmoontlik hoekom hierdie so opgestel het. So Jesus het met hierdie meester, hierdie eienaar van hierdie huis en hierdie ou is ryk, het heelmoontlik in die boonste gedeelte van Jerusalem gebly waar hulle groter huise gehad met dubbel verdiepings, het met hom gereël hiervoor. En gereël dat sy slaaf daar sal wees met die waterkruik.
En gereeld dat daar 'n kamer sal wees wat gereed gemaak is, soos wat ons teks sê. Sodat Jesus daar die maaltyd kan eet en die nagmaal kan instel. Kyk na vers 16. Sien sy disippels het gegaan en in die stad gekom en het gevind soos hy vir hulle gesê het en hulle die Pasga toeberei. So hulle vind dit presies soos wat hy dit gesê het. En wat ons hier sien is dat Jesus is in beheer. Jesus is nie net 'n man wat per ongeluk die verkeerde goeders op die verkeerde tyd gesê het en toe, raak hy vyande van die Joodse leiers en toe maak hulle hom dood nie. Nee, dis nie per ongeluk nie. Hy is in beheer van hoe en van waar hy gaan gearresteer word. Nie nou terwyl die Pasga nie. Later daai aand. Hy is in beheer van sy lewe. Hy lê sy lewe af. Dit word nie van hom geneem buitekant sy beheer nie. En hulle die Pasga gaan toeberei of voorberei. Dis wat hulle gedoen het, maar Jesus was eintlik besig om die Paaslam homself voor te berei, nê? En reg te maak om te sterf die volgende dag. Hy was besig om alles in plek te sit vir hom om te sterf volgens God se plan. Jesus is in beheer van hierdie dag en van hierdie nag en van alles wat gebeur daai aand en die volgende dag. Hy kies om te sterf in ons plek. Daai paaslammetjies kon nie gekies het of hulle doodgaan of nie, né? Maar Jesus kies self om in ons plek te sterf. En so neem hy God se oordeel wat op ons kom, gaan dan verby. Die Paas is oor us. En ons moet hom loof en prys vir hierdie redding, né, dat hy hierdie doelgerig spesifiek gekies het om te doen. Jy sien die Pasga en die paaslammetjies het almal gewys na die finale paaslam wat gaan kom. Die Pasga en al die offers is die tipe. Dit was tipes gewees. Hulle het gewys na die vervulling, na die antitipe Jesus Christus. Hy en sy kruisdood is dit waarna die Pasga werklik verwys het. Hy is die finale vervulling van dit wat die Pasga ons geleer het. Die Pasga het ons geleer dat 'n lam kan sterf in mense se plek sodat oordeel verby hulle kan gaan, dat hulle nie die oordeel kry nie. Maar hy is die finale paaslam, maar hy kan nie 'n lam wees nie, hy moet 'n mens wees om in ons plek te kan sterf, sodat God se toring nie op ons kom nie, maar verby ons gaan. Wys alles na Christus toe. So dit was die laaste paasmaal voorberei, vers 12 tot 16. En nou sien ons in vers 17 tot 21 die verraaier aan tafel. Kyk na vers 17. En toe dit aand geword het, kom hy met die 12. So Petrus en Johannes het die paaslam gevat en hulle het dit gaan voorberei. Hulle het na die tempel toe gegaan tussen 3 uur en 5 uur die middag. Het hulle na die tempel toe gegaan waar al hierdie paaslamme nou geslag moes word. En soos al die priesters en al die leviete was basies betrokke. Hulle het hierdie lang rye gevorm, né? En die persoon self moes die lam se nek afgesny het, dan die leviete 'n bakkie die bloed opgevang en dit aangestuur hande na tot aan die einde van die lyn toe, tot by die altaar, en dan is die bloed uitgegooi op die altaar gewees. Daar's so baie mense, jy kan dit nie op 'n ander manier gedoen het nie. Praktiese manier hoe dit opgestel het. En dan moes die persoon die lammetjie slag, van die dele dan behoort aan die priester, maar die meeste van dit het hulle dan op hulle skouer gegooi, en dan gedra dan die huis waar dit moes gebraai geword het, en reggemaak word vir die maaltyd. En daar was dan ook allerlei speserye, en kruie, bitter speserye wat hulle moes gekoop het. Daar was vrugte wat hulle moes gekoop het. Daar was wyn wat hulle moes kry. Sodat al hierdie dinge het Petrus en Johannes gaan regkry. In Jesus se tyd het die Pasga ook 'n baie duidelike orde gehad van wat eet ons eerste en waarvoor staan elke ding van dit wat ons eet. Wat herinner dit ons aan? Luister na hierdie beskrywing van die Pasga in Jesus se tyd. It was the host's duty to interpret each of the foods on the table. Okay, dis wat Jesus doen dan by daai paas ete. As it related to their deliverance from Egypt. The bitter herbs recalled their bitter slavery. The stewed fruit, by its color and consistency, recalled the misery of making bricks for Pharaoh. The roasted lamb brought to their remembrance the lamb's blood applied to the doorpost, their eating of the lamb within their house, and the death angel passing over them as it destroyed the firstborn of Egypt. En so dink hulle dan aan hoe hulle gered was en vrygekom het uit Egipte uit. So kyk weer na vers 17. Sien toe dit aangeword het,
kom hy met die 12. Okay, nou gaan hulle aan tafel sit. Ons weet van Johannes 13 dat Jesus het toe gegaan en hy het sy boekleed uitgetrek, hy het 'n slaaf se kleed aangetrek, voorskoot aangetrek en hy het hulle voete gewas. Want hulle gaan almal by die tafel, Engelse woord, ek weet nie wat lekker wat die Afrikaans nie, kraai, nee, hulle gaan lê by die tafel. Okay, hulle het gelê om te wys dat hulle is vry ook nou van Egipte. Dit was selfs die manier hulle geëet het, dit probeer kommunikeer. En so Jesus gaan en hy dien hulle, hy was hulle voete en nou het hulle gaan aanlê by die tafel en nou begin hierdie maaltyd. Maar dit word nie vir ons aangeteken wat Jesus gesê het oor die Paasmaal, hoe hy dit konnekteer met terug na Egipte toe nie. Wat word vir ons aangeteken? Hoe hy die elemente konnekteer na sy eie dood toe. Hy wat die finale Paaslam is. Kyk na vers 18. En hierdie is die begin van dit wat met hom gaan gebeur. En terwyl hulle aan tafel was en eet, sê Jesus, "Voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet." So Jesus waarsku hulle, daar is 'n verraaier aan tafel. En hy gebruik die woorde van Psalm 41 vers 9. So hy haal eintlik 'n Ou Testament stuk teks aan. Dit is 'n messiaanse gedeelte daai. En hierdie dis te skokkend hierdie, een wat saam met hom eet, gaan hom verraai. In hulle kultuur, veral as jy saam met iemand geëet het, dan gaan jy nie teen daai persoon nie. Dit is die toppunt van verraad. As jy iemand wat saam met jou maaltyd gedeel het, is jy daai en so verraai. En hierdie is nie net 'n maaltyd nie, hierdie is die Pasga. Hierdie was dit wat hulle gewoonlik in hulle families gedoen het. Hierdie is so naby intiem soos wat dit kan kom. Daar is nie 'n belangriker ete as hierdie vir 'n familie nie. En hierdie persoon wat saam met hierdie deel, hy gaan hom verraai. Maar hoekom? Hoekom sê Jesus hierdie vir hulle? Hoekom doen hy dit? Hy doen dit eerstens weer eens om te bewys hy is in beheer. Dis nie asof hy gaan verraai word en hy gaan, ek weet nie wat nou gebeur het nie. Hy weet dit gaan gebeur. Hy doen dit self sodat Judas op die ou en die kamer sal verlaat, soos ons sien in Johannes. En hy dis dan die Pasga kan instel. En dan gaan Judas om hom te gaan verraai. Maar Jesus doen hierdie ook as 'n laaste oproep tot Judas, om homself te bekeer, weg te draai van dit wat hy reeds nou beplan het om te doen, hè? So 'n oproep na Judas toe. Jesus gee vir Judas 'n kans om sy sondes te bely en vergifnis te kan ontvang. En jy kan net dink wat moes deur Judas se kop gegaan het op daai oomblik toe Jesus hierdie sê, hier's 'n verraaier aan tafel. Wat moes Judas gedink het? Hy weet. Hoe weet hy? Sekerlik weet hy nie, kan nie wees nie. Wat het in sy gedagtes gegaan? En so die vraag is, gaan Judas hom bekeer? Gaan hy sy sondes ontbloot en sê dis ek? Wat gaan hy doen? Kyk na vers 19. Toe het hulle begin om bedroef te word en een vir een aan hom te sê, is dit miskien ek? En 'n ander een, is dit miskien ek? Nou, van die vertalings in hierdie ou vertaling ook, laat dit klink asof hulle almal nederig is en almal wonder, is dit dalk regtig ek? Is ek dalk regtig so swak? Okay, maar die Grieks verwag 'n negatiewe antwoord op die vraag. Okay, en die NASB bring dit duideliker uit. Surely not I. Sekerlik tog nie ek nie. Okay, en die 2020 sê, tog seker nie ek nie. So elkeen van hulle het gesê, tog sekerlik nie ek nie. En die idee is dat hulle almal het hierdie gedoen. Een na die ander het hierdie gedoen. En dit is duidelik in Matteus dat selfs Judas hierdie gesê het. En ek haal dit aan weer uit die NASB uit want dit is net duideliker daar. Matteus 26 vers 25. And Judas, who was betraying him, said, surely it is not I, Rabbi. Sekerlik tog nie ek nie. Terwyl hy besig is om dit al klaar te beplan het en hy weet dis hy. Jesus said to him, you have said it yourself. Jy het self jou sondes probeer wegsteek en jy gaan nie genade vind dan nie. So Judas se hart is finaal verhard. Hy lieg vir Jesus in sy gesig. Hy het die kans om sy sondes ontbloot, het hy verbeur. Hy doen dit nie. Inteendeel, hy kies om homself oor te gee vir Satan. En Johannes sê dat Satan in hom gevaar en hy toe die kamer verlaat. En hy is weg om te gaan en Jesus sê vir hom, gaan dit wat jy gaan doen dit vinnig.
En nou is dit vas, kyk na vers 20. En hy antwoord en sê vir hulle, dit is een van die 12 wat saam met my sy hand in die skottel steek. En hierdie mag dalk beteken, want hulle tafels was in so U-vormig so gelê gewees, en dan het die persone, die dienaars kon hier so inkom om kos neer te sit. Okay? En gewoonlik het die hoof van die tafel sou dan hierdie kant gewees het. En jy het jou bakkie vir jou bitterkrye daar gehad, sodat jy jou broodjie en daarin kon dip. So daar's 'n bakkie vir hierdie gedeelte en ons 'n bakkie vir hierdie gedeelte en 'n bakkie. So Jesus is heel moontlik besig om te sê, dis een van dies wat reg naby aan my sit. Een van dies wat uit dieselfde bakkie selfs druk. Jesus het vir Judas die beste kant van die tafel gegee. Hy het hom so hanteer dat nie een van die ander het geweet wie's dit nie. Een van hulle kon sê, ons het al gesien hoe Jesus vir Judas hanteer. Sekerlik hy. Van Jesus se kant af is daar totaal en al 'n hart wat net reg is en goed is ten opsigte van Judas. En Judas gaan nog steeds in verraai hom en wil nie sy sondes bely nie. Selfs wanneer Jesus vir my laaste geleentheid gee. En hy vat dit. Hy vat die stukkie. Jesus se hand af en hy gaan om te gaan verraai. En volgens Johannes verlaat Judas dan die kamer, juist sodat Jesus dan op die ou en in die nagmaal kan instel. Kyk na vers 21. Sien die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskrywe is, maar weet daardie man deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. En hier is een van die duidelikste stellings oor God se soewereiniteit en mense verantwoordelikheid. Nee? God het beplan, hy het selfs dit neergeskryf, soos wat hierdie vers sê in die Ou Testament, dat Jesus verraai sal word. Psalm 41 vers 9, Psalm 22, en dat Jesus gekruisig gaan word. Maar steeds is die een wat hom verraai is, verantwoordbaar. Hy is skuldig. God is soewerein en ons is verantwoordbaar. Ons weet nie altyd hoe pas hierdie dinge by mekaar nie, maar dis duidelik wat hierdie vir ons sê. En omdat Judas saam met Jesus geleef het, die evangelie weer en weer gehoor het, al die tekens gesien het, en nog steeds het hy sy hart verhard, is daar 'n groter oordeel vir hom. En dis hoekom dit sê, dit sal beter wees vir daardie man dat hy nie gebore was nie. So maak seker dat jy's nie Judas nie. As jy hier is en jy weet van aktiewe sondes in jou lewe wat jy besig is om weg te steek van ander mense af. Ek lewe in hierdie sonde, maar ek laat niemand daarvan weet nie. Dan sê jy soos Judas. Ek wil nie my sonde kom oopmaak nie. Jy het 'n dubbel lewe wat jy inlei. Jy lewe in die donker. Moenie jou sondes probeer wegsteek of verdek nie. Jy gaan na God toe. Hy vergewe. Vergewe menigvuldiglik. Baie alles. Gaan dan na jou broer en jou suster toe en bely jou sondes en sê help my, ek het hulp nodig. Ek sukkel om met hierdie sonde te breek. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortreding bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Mag niemand van ons 'n Judas wees nie. So ons gekyk na die laaste Paasmaal voorberei, die verraaier aan tafel en laastens kyk ons die finale Paaslam voorberei. So Judas verlaat die geselskap en dan stel Jesus die nagmaal in. En ek wil vir ons nou bid, want ons het hierdie woorde al so baie keer gehoor, elke keer wat ons nagmaal gebruik, dat ons dit nie meer hoor nie. Ek wil bid en God vra dat ons sal hoor. Kom ons sluit die oë. Here, hierdie gedeelte wat ons nou na kyk is vir ons so bekend. Ons herhaal dit so baie dat ons te geneigdheid om nie meer regtig te hoor wat dit sê nie en nie meer die gewig hiervan te voel nie. So help ons nou dat ons weer sal herinner word aan Christus, Here Jesus. U wat in ons plek gesterf het, U wat die Paaslam was, Here. En dit waarna die nagmaal dan verwys. Mag Here ons tref, Here, mag ons besef net wat U vir ons gedoen het. Mag ons in verwondering staan, mag ons in aanbidding ook dan gaan leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So kyk na vers 22. Sê terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê: "Neem, eet, dit is my liggaam." En jy moet besef, Jesus doen hierdie voor hy gesterf het. Dit is hoe in beheer hy is.
Dit is hoe vrywillig dit is wat hy doen, dat hy sy lewe gee vir ons. Hierdie is voor die tyd. Kies hy nou om dit in te stel. En as dit praat van die brood wat gebreek word, dit sê nie Jesus se bene was gebreek nie, dit praat van sy liggaam wat deurboor was en stikkend gemaak word. Dis die prentjie van die liggaam wat die brood wat gebreek word. En duidelik word die idee van, weet hierdie brood is my liggaam, dit is figuurlik. Ek bedoel, hulle kan sien, daar lê Jesus. Okay, daar is sy liggaam. Hy is besig om dit figuurlik te gebruik. Hy bedoel dit figuurlik. Die brood stel sy liggaam voor wat vir ons gebreek is. Dit word nie Jesus se liggaam nie. Dit word nie Jesus se liggaam fisies, soos die Romeinse kerk sê nie. Dit word nie sy liggaam geestelik, soos die Luterane sê nie. Dit is 'n teken van sy liggaam. Dit self dra niks krag nie. Die stukkie brood het niks krag nie. Die krag is in Christus en dit wat hy gedoen het. Sy liggaam wat daai tyd vir ons gebreek was, gegee was. En hierdie brood wat geen seerde deeg ingehaat het nie, en hulle het, is baie interessant wat hulle gedoen het nie. Hulle het soos 'n maand voor die tyd was al in die sinagoge gepraat gewees oor die Paasmaal, ken die Paasfees. En dan het hulle 2 dae, ek dink is 2 dae voor die tyd, voor hierdie het hulle gegaan en het hulle in die aand gaan soek met 'n kersie oralste deur om te kyk is daar ergens 'n suurdeeg in die huis. En as daar suurdeeg is, dan moet hulle al die suurdeeg uithaal. Okay? Al die suurdeeg verwyder. So hierdie brood wat geen suurdeeg ingehaat het nie, het die Israeliete laat dink aan die aand wat hulle gevlug het, nê? En hulle hierdie ongesuurde brode moes eet. So het hulle laat dink aan die verlossing van Egipte af. En Jesus vat hierdie wat na dit toe gewys het en hy verander dit en hy verwys dit nou na sy kruisdood wat op hierdie aand eers die volgende dag gaan gebeur. Sy liggaam wat dan gebreek is. Hy gaan dan verander hierdie tekens. En nou dink ons net aan verlossing van Egipte en nou dink ons aan verlossing van ons sondes en God se oordeel oor ons sondes. So Jesus verander dit so. Kyk na vers 23. Toe neem hy beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en hulle het almal daaruit gedrink. En die Jode het 4 verskillende bekers gedrink tydens die Pasga in Jesus se tyd. En hierdie is heel moontlik die 3de beker. En hier is iemand se verduideliking oor dit. The cup. The Passover requires 4 cups of wine, 2 before the meal and 2 after. The cup of sanctification, the cup of instruction, the cup of redemption, and a cup of praise, of baie noem my laaste cup, the cup of consummation. Okay, dit is uit Eksodus 6, vers 6 en 7. Daai 2 verse praat van daai 4 verskillende gedeeltes. En dis waar hy die 4 bekers van hulle ontwikkel het. The cup of wine that would have been raised during the meal, that is now remembered when one commemorates the Lord's Supper, was the cup of redemption. So daai 3de ene. This was when Jesus established the new covenant in his blood. So hierdie 3de beker sou die Jode laat dink het aan hulle redding vanuit Egipte, die redemption. En spesifiek daai bloed en hoe God se toring ook nie hulle na hulle toe gekom het en hulle dan uit Egipte uitgegaan het. En Jesus neem hierdie beker en hy sê dit verwys nou nie meer daarna nie, maar nou verwys dit na die redding wat hy bring, na hom toe. Kyk na vers 24. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van, en dan die ou vertaling het die woord nuwe hierso in, maar meeste van die ander vertalings sê dit nie. Kyk, moontlik is daai woord nuwe nie in die oorspronklike hier nie, maar dit is wel in Lukas. Kyk, so hy verwys na die Nuwe Testament of die nuwe verbond. So dit is my bloed, die bloed van die verbond, die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word. So met hierdie woorde vervang Jesus nou die ou verbond met die nuwe verbond. Die tekens het altyd verwys na die ou verbond toe. Konnekteer aan die Moses verbond, nou vervang dit na die nuwe verbond toe. Die bloed kyk nou nie meer terug na die lammetjies wat vir hulle geslag was en veroorsaak het dat God se toorn met hulle gepaasover het nie, verby hulle gegaan het nie. Nou kyk die teken van die bloed na Jesus se lewensbloed wat vir ons uitgestort was op die kruis. Verwys nie meer na die ou verbond nie, maar na die nuwe verbond. En kyk na Jesus se woorde aan die einde van vers 24. Die bloed van die testament wat vir baie uitgestort word. Daai woord vir, Griekse voorsetsel huper, en dit beteken in die plek van en tot die voordeel van. In die plek van tot die voordeel van. Jesus het sy lewe gegee, sy bloed laat uitgiet
tot die dood toe, in ons plek, tot ons voordeel. So as jy ware geloof in Jesus het, okay, dan tel Jesus se lewensbloed in jou plek tot jou voordeel. Jesus dra God se volle oordeel in plek van ons, wat dit moes gekry het, en tot ons voordeel. En nou kan ons wat slawe was van sonde, soos wat hulle slawe was van Egipte, is ons vry, en nou kan ons leef vir God. En nou is ons nie meer onder God se oordeel nie. So hulle wat net soos wat hulle slawe was van Egipte, en vrygekom het, en onder God se oordeel uitgekom het, is dit nou ons, maar nou is ons nie meer slawe van ons sondes nie, ons is nou vry, om gehoorsaam te lewe aan God. En ons het God se oordeel vrygespring, is nie meer op ons nie. En so Jesus gaan in daai aand, en hy maak hierdie massiewe verandering. So wanneer ons die nagmaal gebruik, dan dink ons aan hierdie waarhede, dit wat Christus vir ons gedoen het. Nou daar's baie meer wat ons kan sê oor die nuwe verbond en die ou verbond en van die veranderinge, daar's nie tyd daarvoor vir vandag nie. Ek het Jeremia 31 ook wat ek wou gelees het, julle kan dit self gaan lees. Die punt wat Jeremia maak is, daar's 'n nuwe verbond wat God maak met ons, waar hy ons harte verander en waar hy nou die wet op ons harte kom skryf. En Esegiel sê vir ons dat dit is die Heilige Gees wat ons ook ontvang en nou word ons van binnekant af verander. En Jesus sê sy kruisdood, hierdie tekens wat daarna verwys, dit is die instelling van hierdie nuwe verbond. Kyk na vers 25. Voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit weer van die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit nie sal drink in die koninkryk van God. Wat hierdie beteken, is dat Jesus drink nou nie die 4de beker nie. Daar was 4 bekers. En hy sê hierdie spesifiek, ons mis daai, jy weet, hoekom praat hy van wynstok? Want daar's nog 'n beker wat moes gedrink word, volgens hulle. Okay? Die 4de beker het Jesus nie gedrink nie, nog nie. Die beker van voltrekking, die beker van voltooiing, die beker van consummation. Dis waarvan praat dat God gaan sy mense, sy volk maak, dit syne maak, en hy gaan by hulle wees. Daai beker. Jesus gaan wel eendag hierdie beker drink, nee, hy sê hy gaan nie nou drink nie, tot op, dis wanneer hy gaan drink, daardie dag wanneer ek dit nie sal drink in die koninkryk van God. Hierdie beker is 'n belofte dat God self by hulle gaan wees, by ons gaan wees. En ons sy volk is, en ons sy mense is. En Jesus gaan hierdie beker weer drink wanneer hy kom. Openbaring 19 praat van die feesmaal van die lam. Ek is oortuig dis wanneer hierdie maaltyd wat hy daar begin het en die laaste beker nog gedrink het, gaan dan voltooi word. Dan is die redding heeltemal klaar wanneer hy weer kom. Jesus gaan hierdie beker drink by die bruilofsmaal van die lam, waarvan Openbaring 19 praat. So die 3de beker sê Jesus, kyk terug na sy kruisdood, en die 4de beker kyk vorentoe na die dag wat hy kom. Okay, en ander het dit genoem, dis wat ons doen, deel van die nagmaal is, ons kyk nie net terug nie, ons kyk ook vorentoe. 1 Korintiërs 11 vers 26 sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here. Ons kyk terug, ons kyk vorentoe ook, totdat hy kom. En weer moet ons besef, Jesus sê al hierdie dinge, nee, voor hy kruis toe gegaan het. Hy is in beheer. En hy kies om homself te gee, om God se beker van oordeel oor ons leeg te drink, tot die laaste druppel op te drink, sodat die nuwe verbond nou kan kom, sodat ons die Heilige Gees kan hê, sodat ons sy kinders kan wees en 'n verhouding met hom gaan hê, en sodat ons eendag by God gaan wees. Maar wat 'n redder aanbid ons nie. Wat 'n Here het ons nie. En hoe moet ons hierop reageer? Maar eerstens, jy moet hierdie glo. Jy moet wegdraai van jou sondes af en jy moet vertrou in Christus vir redding en vir dit wat hy gedoen het. En die nagmaal wys dit vir ons weer 'n keer en weer 'n keer. Dit wat Christus vir ons gedoen het. So ons moenie sy liggaam en sy bloed minag deur om dit nie te glo nie. Ons moenie 'n Judas wees en die geleentheid van redding laat verbygaan. En verder, as jy gered is, hierdie is waar vir jou, dan behoort jou hele lewe behoort jy vir hom te leef. Hy het hierdie gedoen, hy het so vir jou gesterf, hy het gekies om homself so op te gee en onder God se toorn te staan in ons plek. En sy lewensbloed het vir jou gevloei.
Die nuwe verbond het gekom. So aanbid hom, gehoorsaam hom, verheerlik hom. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons is dankbaar vir hierdie gedeelte aan die einde wat Here ons so goed ken. Soveel kere al gehoor het. Here, help ons nou as ons die nagmaal saam gebruik ook, dat ons sal kan onthou en kan dink aan en verwondering staan weer vir dit wat U, Here Jesus, vir ons gedoen het. Die verlossingsprys wat U betaal het, Here, en dat ons verhouding met God kan hê deur U, kan vergewe wees van ons sondes, vry kan wees van die mag van sonde. Here, ons is vry van die oordeel van sonde, en U is besig om ons al hoe meer vry te maak van die mag ook van sonde. En help ons dus, Here, dat ons vir U sal leef hierdie week. En dat dit wat ons vandag gesien het, ons sal aanhou motiveer, Here, om vir U te leef. Ons lewens te wy aan U, gehoorsaam te wees aan U, Here. Seën ons tyd nou saam in die nagmaal. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.